Welkom terug hier op Groot Plaas. So saam met ons is twee bekende manne vir die program natuurlik. Chris Burger en Pieter Lamprecht en hulle is van die Matlabas Custodians program hier in die Waterberge. Kerels, goeiemôre, welkom terug hier op Groot Plaas. Môre Doopie, baie dankie. Lekker om hier te wees. Doopie, dankie vir die voorreg om saam met jou hier te kan wees. So Chris, Pieter, julle was nou al op die program voorheen gewees en ons weet wat is Matlabas Custodians, maar vir nuwe kykers wat nie weet wat dit is wat julle doen hier in die Waterberge nie, kan julle vir ons 'n bietjie agtergrond gee en waarmee julle besig was die laaste rukkie? Man, dit het mag begin om onsself te beveilig. Dit kom 'n bietjie buite selfsugtige oogpunt uit, soos hoe beveilig jy jouself? En jy moet jou gemeenskap beveilig. Dis die enigste manier hoe dit kom, en dit het gekom van 'n ongelukkige geval waar daar 'n plaasmoord was, Pieter se oom. En van daar af was dit sy baba gewees wat hy in die gang gebring het, en hy kan ons mooi vertel van hoe hy dit reg gekry het. Ja, Doopie, het kom uit moeilike tye wat ons moes besluite maak om waar ons was, het ons nie die ondersteuning gekry wat ons moes gekry het nie. En ons het besef dat ons is 100% afhanklik van onsself. En as ons nie iets gaan doen, gaan daar niks gebeur nie. En dit is basies hoe dit ontstaan het. En dit eintlik net as 'n straatwag ontstaan. En die mense in die area het so ingekoop. Ons staan vandag amper 10 jaar later hierso. En die area wat ons huidiglik dek is 2.3 miljoen hektaar. Wat 'n ongelooflike gebied is, en as gevolg van topografies waar ons geleë is met Botswana op ons westelike grens, wat 'n baie stabiele land is, het ons regtig 'n baie veilige area. Huidiglik met die kom ons sê misdaadstatistiek is hierdie area een van die veiligste areas in Limpopo. En dit het definitief 'n baie groot invloed. Die laaste jaar, wil ek vir jou sê, het ons gesien, een van die groot punte waarna ek gedreef het, is om eerstens te sê om ons area veilig te maak, sodat ons hierso kan in vrede en veiligheid bly. Die volgende ding is, hoekom gaan koop mense in 'n area om soos in 'n veiligheidskompleks, hoekom gaan betaal mense meer geld vir dit? Want dis veiliger. En dit is wat ons hierso reg gekry het met ons kamera netwerk, met ons reaksiespan, met verskeie rolspelers wat met ons saamwerk, polisie ingesluit, het ons eintlik ongelooflike inkoop gekry. So die laaste jaar het die grondwaardes ongelooflik toegeneem. Ek wil sê in sekere gevalle meer as verdubbel. Hier's plase wat jare lank in die mark was, en daai plase is verkoop. Hier het baie mense, nuwe toetreders tot ons omgewing gekom, mense wat groot stukke grond gekoop het, baie buitelanders wat ook grond hier kom koop. En onthou, as iemand grond wil koop, wat is een van die eerste vrae wat gevra word? Veiligheid in die area. En omdat daai boksie getik is daar definitief 'n baie groter beweging van mense om in hierdie area te wil kom investeer en om hier te kom aftree of om hulle kinders hier te kom grootmaak. So ek hou van die vergelyking van sekuriteitskomplekse wat julle gemaak het, maar in Suid-Afrika is die ongelukkige waarheid dat ons nie misdaadselement totaal en al kan uithou nie. Chris, wat is van die goeders wat julle in die laaste 10 jaar hierso geïmplementeer het by Matlabas wat die grootste impak gemaak het? Kyk, ek dink as die patrollies wat ons gehou het in die sigbaarheid, het ons 'n klomp goed reg gekry, en met die patrollies in die gemeenskap het saamgekom. So ek dink jy patrolleer, jy's nie alleen nie, jou buurman ry saam, julle maak beurte, jy weet jy die gemeenskap half betrek, en daai samekoms van mense het die mense weer lus gemaak om saam te werk, en dit het net die impak van dit, daai visuele polisieering, die impak wat dit maak, sien as jy met ligte ry, mense sien dit, en dit het groot probleme vir ons opgelos op 'n maklike manier eintlik. So met 'n projek soos hierdie leer jy regtig jou buurman ken op die plase langsaan, en ek dink dit is baie goed, maar hoe trek dit 'n gemeenskap bymekaar? Ongetwyfeld het dit ons gemeenskap definitief sterker gemaak. Daar is nou samewerking in ons gemeenskap wat ons nog nooit in jare gehad. Weet, ons staan huidiglik in 'n krisis in ons land met back-and-claw uitbrake wat soos 'n veldbrand reg oor die land uitslaan. En in ons area is ons huidiglik nog, deur die genade, nog back-and-claw vry. Daar is 2 oranje gevalle wat nog nie bevestig is nie. Dit maak ons area definitief uniek, en die inkoop van ons gemeenskap, want dit wat ons doen is
vir die mense te sê, ons het 'n span veeartse wat in hierdie areas wat ons mee kragte saamgestaan het en hulle adviseer ons en hulle help vir ons om goeie besluite te neem en die inkoop van die gemeenskap. Ons het nou in die afgelope 2 maande het ons baie back and claw daar gehad wat ons gemeenskap daar gehad het wat die veeartse inligting gegee het, mense beter ingelig het. So ons sit met 'n ingeligte gemeenskap, dis die belangrikste ding. En ons het in ons omgewing waar ons communal boere is, was daar ook back and claw daar gehou waar die staatsveearts en een van die afgetrede generaals waar hulle betrokke was, wat ons video's in Tswana gepubliseer het en wat daar baie goeie education was en met al daai samewerking wil ek sê het ons regtig baie goeie inkoop van ons gemeenskap gekry en die mense werk almal baie hard saam om hierdie area so veilig as moontlik en back and claw vry te hou. Ons is nou weer saam met julle ouens, Chris en Pieter van die Matlabas Custodian saam met ons op Groot Plaas. Ons is nou weer terug net hierna. Welkom terug hier op Groot Plaas. So ons gesels nog steeds met Pieter Lamprecht en ons het vir Solly Potgieter hier so saam met ons. Solly, welkom op Groot Plaas. Dankie. So jy is een van die nuwe inboorlinge hierso in die area en soos wat ek het verstaan en soos wat Pieter vir ons gesê het, julle kon baie ander plekke gaan vestig het in die land, maar hoekom spesifiek hierdie deel van die Waterberg? Ja, dankie Doopie man. Weet jy, wanneer jy redelik breed in die wêreld rond beweeg, gaan kyk jy na verskillende goed. En ek dink een van die belangrikste goed vir my was altyd volhoubaarheid. En baie min streke bied totale volhoubaarheid. En in die soeke na die regte streek was ons by verskillende plekke. Ons het al verskillende plekke belegging gehad in die grondplaasbedryf en ek kon nie 'n beter volhoubaarheidrigting as hier vind nie. En in die totale gemeenskap en alles met betrekking tot volhoubaarheid bly altyd die belangrikste. En die area het vir ons die beste volhoubaarheidsscenario geskep en ons het besluit om hier in te belê. So Pieter het 'n bietjie genoem oor die grondwaarde en alles wat hulle hierso doen op die oomblik om dit beter te maak vir die gemeenskap, maar iemand soos 'n buitestander soos jy wat nou soek vir 'n nuwe stukkie grond en jy het jouself hier kom vestig, wat was aantreklik vir jou? Ja, ek dink 100% so. Ek dink nie jy kan vandag se tyd sonder 'n gemeenskap regkom nie. Miskien meer as ooit gaan mense begin besef die waarde van insette soos hulle en wat hulle doen oor die langtermyn. Dit is nie net blote dag tot dag basis nie, maar dis 'n totale fundamentele skuif in jou waarde toevoeging as boer of as landboueienaar. En sonder so 'n gemeenskap gaan jy nie oor 10 en 15 jaar vorentoe gaan nie. So jy het ongetwyfeld daai insette nodig. Pieter, nou as julle 'n buiteling so Solly verwelkom in julle gemeenskap, hoe laat julle iemand soos hy tuis voel en deel raak van julle projekte? Ek dink die eerste ding is, ek en Solly ken mekaar nou 'n geruime tyd. Ek dink die eerste ding is om seker te maak dat ek het vir Solly baie gehelp en ons het na 'n klomp plase ek saam met hom gaan kyk. Ek verkoop glad nie eiendomme nie, maar hy's 'n vriend van my en ek het hom regtig gaan help en adviseer om seker te maak hy kyk die regte stuk grond en dit het ons regtig gedoen en dan hy's op ons veiligheidsstrukture ingeskakel. Hy's 'n aktiewe deelnemer in ons veiligheidsstrukture en ja, dit is lekker om mense so Solly in ons omgewing te kan hê. 'n Voorbeeld vir baie gebiede, mense wat saamwerk. Solly, so as 'n mens na 'n nuwe streek toe kom of 'n nuwe plek toe kom, is dit belangrik dat jou buurmense jou uithelp en verwelkom. Is dit 'n groot deel van wat hier gebeur het met jou? Ek dink die enigste ding wat ek in my lewe werklik al geleer het is ek weet nie alles nie. En ek het baie mense wat meer weet as ek en baie mense wat kan waarde toevoeg vir my. En ek dink daai toevoeging wat hulle bring, soos wat jy nou verwys na die kennis, is vir 'n jonger persoon so belangrik dat jy nie sonder dit kan vorentoe gaan nie. As jy in 'n area inkom en jy dink jy gaan alles vir almal leer, die mense gaan vir jou baie lesse leer en daai lesse gaan vir jou baie help en dit is fundamenteel belangrik. So wanneer dit kom by die gemeenskap en soos wat jy nou gesê het, is dit baie belangrik dat kennis met mekaar gedeel word. Wat is van die grootste lesse wat jy geleer het in die area? Ja, om te vertrou in die gemeenskap en die vertroue uit te spreek aan hulle en seker te maak dat jy jou kant bring en seker te maak dat die bydrae wat jy bring 'n waarde toevoeging is vir hulle ook. Want op die einde van die dag gaan die totale gemeenskap se waarde dan optel. Pieter, so ons weet julle doen baie goeie werk hierso, maar as die Matlabas Custodians, wat is die volgende groot stap wat julle wil neem?
Topie is 'n baie groot vraag wat jy my nou vra. Ek dink as gevolg van die misdaad wat so laag is in die area, baie goeie samewerking mense, dis 'n baie moeilike vraag om te antwoord omdat ons op 'n baie goeie plek is. Ek dink as ek moet 'n droom voor oë sal sit, dan sal ek sê die toekoms vir ons area gaan boomed communities wees, laat ons boomhekke kan in ons gebied in faseer, ons kyk na access control om te kan insit. Ek dink dit gaan dit nog moeiliker maak vir die area om laat misdadigers in die area inkom. So daai gaan definitief iets wees wat ons na gaan kyk in die toekoms. So Solly, vir ons kykers wat dalk nou op die uitkyk is vir 'n ander plaas of 'n ander omgewing in die land, wat sal jou advies wees aan hulle hoekom hulle spesifiek hierdie stukkie aarde in die Waterberge moet kies? Topie, ek dink as jy verstaan dat jou buurman aan die ander kant die draad die wêreld vir jou verander en beter maak, dan gaan jy agterkom waarom jy daai mense nodig het. En die gemeenskap hier create daai value vir ons wat nuut is en dit bring vir ons 'n dimensie wat vir ons belangrik is. En ek dink as ek jou kan raad gee, kies volhoubaarheid in sy breë, nie net in enkele aspekte nie. En die area bring daai aspekte van volhoubaarheid 100% nader. Dankie manne vir julle tyd. Dis alwaar vir ons tyd het vir Groot Plaas vir vanoggend. Ons hoop jy het lekker saam met ons gekuier en dan sien ons mekaar weer maandag.